Bybelvers van die eerste bietjie af. Sit en bus op God alles. Ek gaan praat oor die offerande in die hand gaan neem. Terwyl ons sing, so die sakkie omgaan en dit op te neem. Baie dankie. Ja, dat sommer nou 'n saam loop. Here, ek wil vanmôre kom vra dat U die saad waarmee ons vanmôre met 'n blymoedige hart na die offerkas toe kom, dat U ons saad sal sien. Want U ken ons hart en dis met blymoedigheid ons vanmôre saai vir U koninkryk. Nie vir 'n mens om dit te gaan misbruik nie, maar dat dit in God se oë voor God met verantwoordelikheid bestuur sal word. En daarom sal ons vanmôre, omdat ons God se seëninge op dit verwag. In Jesus naam. Amen. You won't leave it like you did, Jesus. Found a place to make it single lane. Was the spirit of ecstasy still the same? You won't leave it like you did, Jesus. You won't leave it like you did, Jesus' name. Found a place to make it single lane. Was the spirit of ecstasy still the same? You won't leave it like you did, Jesus' name. You won't leave it like you did, Jesus' name. Found a place to make it single lane. Was the spirit of ecstasy still the same? You won't leave it like you did, Jesus' name. The last bit here. You won't leave it like you did, Jesus' name. Found a place to make it single lane. Was the spirit of ecstasy still the same? You won't leave it like you did, Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Brother, long shirt. Dan sê vir my, gaan hier weg, soos wat jy ingekom het. Praise the Ons gaan nie die voor. Waar kom ons kom hier in, dan ons 'n masker op. Lewensomstandighede druk ons. En ek het vanmôre hier aangekom met 'n swaarmoedige gees. Ek het nie skynheilig nie, ek sê dit reguit. Ek het vanmôre aangekom met 'n baie swaar gees. Maar die Heilige Gees is getrou om ons op te lig in ons geestelike lewe. Om hierdie pak wat ons dra, van ons skouers af te gooi. En kan begin juig om die Here te loof en te prys. Paulus en Silas sit in die tronk. Onder haaglike omstandighede. En hulle kyk net na hulle omstandighede en hulle begin om koortjies te sing, om God te verheerlik. En die Here haal hulle uit. En ek wil vanmôre op jou sê, as jy vanmôre hier is met 'n swaarmoedige gees, jou oorwinning is jou blydskap in die Here. Amen. Begin vanmôre bly op in die Here. Begin vanmôre dans in die Here. Kom ons in die Here. You won't leave it like you did, Jesus' name. Found a place to make it single lane. Was the spirit of ecstasy still the same? You won't leave it like you did, Jesus' name. You won't leave it like you did, Jesus' name.
Born again, it's just like Jesus said. Born again, I know because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Vamos que manda company. That day when I was born again. That day when I was born again. That day when I was born again. It was the day I was born again. The things I used to do, I couldn't let go. The sin I used to do, I couldn't let go. The sin I used to do, I couldn't let go. It was the glad day I was born again. Glad day when I was born again. Glad day when I was born again. Glad day when I was born again. It was the glad day I was born again. Sin I used to do, I do them never more. The sin I used to do, I do them never more. The sin I used to do, I do them never more. It was the glad day I was born again. I want God's way to be my way as I journey below. For there is no other right way
En my wandeling na my wiel, wil ek nog weer want daar is ek ja goed die wonder ik zijn woord nog en mij dat zal het van ik wat er nog ik heb het en my wandeling na my wiel, wil ek nog weer want daar is ek ja goed Hy sê Simon Petrus, het jy my lief? Hy sê Here, ek het nie waarlik lief. Hy vra vir hom weer, Simon Petrus, het jy my lief? Sê ons vanmôre met klippe taal, ons is lief vir hom. Maar jy gaan om die hoek. Jy sê ek ken hom nie. Het jy my lief? Wat zal je antwoorden? Here, eet die lief, o alles lief. Here, sol, here, sol, here, Jesus, do you know
room. Shekinah glory, sweet perfume. We need your presence. We need you, Holy Spirit. Fill this room, Holy Spirit. Fill this room. Shekinah glory, sweet perfume. We need your presence. We need you, Holy Spirit. Fill this room. Worthy, worthy, worthy. Worthy is your name. Worthy, worthy, worthy. Worthy is your name. Worthy, worthy, worthy. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Ons steek vanmôre so 'n bietjie ons. You are worthy, Lord Jesus. You are worthy. Ons aanbid hom vanmôre nie. Vertel vanmôre van hoe lief is jy. Sê Here vanmôre ken jy my hart. Nie vanmôre die verstand by praat nie. Praat vanmôre uit jou hart uit. Jesus. Yes, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy, worthy, worthy. You are so worthy. Worthy, worthy, worthy. We want to praise you. Hallelujah. Worthy, worthy, worthy. Is your name. Yes, Lord Jesus. Let your Shekinah glory come and fall this room. Oh, worthy is your name. Kira was Yes, Lord Jesus. Nagi in the Rusha. Hallelujah. Sigir numara Shababanda. Dank je, Jezus. Ook er is horen dieper in mijn ziel.
verhouding met U beleef. Dank Heilige Gees dat ons U vuur binne ons ervaar, wat ons dryf om verder en verder weg te beweeg van die dinge van hierdie wêreld en meer in gereedheid, voorbereiding in te kom met hierdie verlange, ons bruidegom is op pad. Jezus is op pad. Maar Vader, terwyl ons wag, laat ons nie met ledige hande staan nie, maar vinnig uitgaan as arbeiders in jou veld. Sure is gehaal deur 'n boodskapdraer te wees onder leiding van die Heilige Gees. Heilige Gees, baie dankie vanmôre vir hierdie woord. Dankie dat jy vanmôre weer eens met ons siel kan kom praat. Sure dat ons geesmens deur die vernuwing van ons denke kragtiger kan opstaan in ons verhouding met U. Vader, my gebed vanmôre, as ek een woord kan bid vanmôre, sou dit wees verhouding. Here, ons smag na verhouding met U. Die kerk is 'n honger, die kerk is in die woestyn wat verhouding met God ontbreek. Ek verlang vanmôre dat die kerk reg oor die wêreld sal opstaan met vuur. En weer in verhouding met God. Hulle self voor die voete kom neerlê en sê, Vader, laat my nie opstaan van hierdie gebeds oomblik voordat U my nie aanraak met verhouding nie. 'n lewende verhouding. Logos moet rema word. Dit is gebed vanmôre ook met hierdie boodskap. Here, dat dit nie net so gaan lê as logos nie, maar dat dit vurig in 'n verhouding met U rema sal wees in ons binneste. Dis my gebed in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Jy kan nie sit. Ek wil net vanmôre so ietsie met julle deel. Ek glo U is by daardie plek. Ek glo dit. Weet jy hoe glo ek? Omdat ek weet ons is in die laaste plek. Ek glo met my hele hart U is op daardie plek. Want ek kan my nie in die posisie indink dat ek alleen moet wees wat dit beleef nie. Ek glo dat die Gees van die Here is nie aannemer van persoon nie, so ek glo julle ervaar dit ook. Dat wanneer jy so in die voertuig ry, raak jy net skielik van God los. Dis of ons meer en meer in hierdie tyd, jy sê as we are entering a season in our lives that we are more and more conscious of the presence of Christ through the power of the Holy Spirit. Ek kry my, ek loop in die tyd. Ek gaan nou frambose, raspberries plant. Nogal 'n voorreg, ek het dit in die tuin. Ek gaan nou raspberries plant. Terwyl ek so loop, kom daar so 'n oorweldigende dankbaarheid in my siel. Sê Here, wat het ek verdien om vandag na 'n strawberrybos te kan loop, 'n raspberrybos te kan loop en 'n raspberry te gaan afpluk. En dan gaan sit ek so op die bankie daar voor my vrou se greenhouse. En ek kyk na die tuin en ek sê Here, nie eers dit kan my gelukkig maak sonder U nie.
Niks kan jou meer gelukkig maak. Dis soos jou verlange na geluk dieper is as 'n kilogram goud. Iemand kan nie eens meer jou vandag met R1 miljoen oortuig om Jesus te verlaat nie. 10 miljoen, 20 miljoen, 30 miljoen, 100 miljoen. Wie wat gaan deur my gedagtes, iemand vandag na my toe sou kom en vir my sê, ek gee jou R100 miljoen, dan verlaat jy en jy ontken Jesus en jy stap weg van my af. Wie wat gaan deur my gedagtes? Here, as ek die miljoen so gevat het en môre sterf ek. As 'n skrif wat sê dwaas. Jy sê vir jouself ek het goed bymekaar gemaak vir my ou dag. Ek kort niks nie. Weet jy nie dat vannag gaan ek jou siel van jou kom eis? Wat sou al hierdie skatte van hierdie wêreld, wat sou al die erkenning van die mensdom ons in die sak bring, as jy nie eens weet waaroor, hoe lank jou lewe vorentoe is? Selfs as hulle my kon 'n waarborg gee wat geen mens jou kan gee nie, dat jy gaan nog vir 20 jaar leef. Hier's 100 miljoen. Sitter ek. Wat moet ek ontmoet as daai 20 jaar soos nou verbygevlieg het? Ek moet voor God gaan staan en rekenskap gee dat ek my siel, my liefde vir hom vir 100 miljoen verkoop het. En dit bring my vanmôre by hierdie boodskap wat ek met u wil deel, wat uit my siel uit vanmôre met jou kom praat, met 'n verlange dat dit jou sal bring by 'n plek van oorwinning. Triggers kan jou maak of breek. En ek weet dis nou nie in hierdie gemeente nie. Ek weet in hierdie gemeente is daar nie triggers. Eintlik is ek baie bly dat dit vanoggend op YouTube opgeneem word. Dis vir die mense op YouTube. Want nie een van julle het al so gelyk nie. As hy komper nie wil saamwerk nie. En jy het 'n deadline. En jy sit by die komputer aan en vir ons manne, ek weet, in hierdie gemeente het ons nog nooit so gelyk nie. Ons het nog nooit so in mekaar gelyk nie, ek weet dit, in hierdie gemeente, ander gemeentes. Okay, ek gaan dit narrow. In hierdie gemeente is dit die pastoor en ander mense, nie julle. Ons sit met triggers. Wat partykeer voel, of alles wat ons insit, in ons verhouding met God, in 'n oomblik van jou weggevat. In 'n oomblik wat jy dit nie wil hê. Gebeur iets en jou vrede is by die venster uit. Jy raak kwaad. Jy mis die deadline. Jy raak kwaad, jy praat vreemde tale. Nie hemelse tale nie, vreemde tale met die ou en die ander kant. Die Romeaanse gekryde taal. En as jy so wegry, want 95% van alle fights is met die mond. 5% gaan oor na fisiese gevegte. So nou, julle mekaar erg beklei met die mond. En terwyl jy so wegry, wat is weg? Jou vrede, jou blyskap, jou fokus. Jou woedeuitbarsting was 5 minute op die meeste. Maar dit vat jou hele dag se vrede weg. Dit vat jou hele dag se vrede weg. Ek kan nou die musiek span daar sê nee. Ek lees weer 'n inleidende skrif vir die op dit. 2 Korintiërs 10 vers 5. Terwyl ons planne verbreek.
En elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God. En elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Dat ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Kom ons bid saam. Vader, môre weer eens is ek bewus van hierdie gedagte wat dalk nie vir gemeente sin sal maak nie. Maar vir my en u maak dit sin. Dink ek weer eens, hoeveel preek het ek nog op aarde oor, dan is dit ook my laaste preek. Dan is dit huis toe gaan tyd. En daarom, Vader, wil ek vanmôre, terwyl ek nie weet hoeveel ek nog het nie, wil ek van hierdie een gebruik maak, om u naam te verheerlik. Wil ek van hierdie een gebruik maak, om die waarheid by u kinders uit te bring. Wil ek van hierdie oomblik gebruik maak, om niks anders te bring, wat verwarring bring, maar net wat kom oopmaak, sodat u seuns en dogters 'n oop deur kan hê vanmôre deur die woord, om vrylik te kan groei in hulle geestelike verlange, om nader aan u te kan wees. En dis my verlange waarmee ek vanmôre hierdie woord van die Heilige Gees ontvang, Heilige Gees, om maak om lewendig vir jou kinders, om maak om lewendig vir jou seuns en dogters. Want die tyd is min. En ons het dit nodig om die brood van die lewe te kan eet, sodat ons versadig kan wees en reg kan wees as Jesus kom. Amen. Triggers kan jy maak of breek. Psalm 37 vers 8, laat staan die toorn, verlaat die grimmigheid, wees nie toornig, dis net om kwaad te staan. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid, wees nie toornig, dit is net om kwaad te staan. Verlaat die. Kom ek vra vir u vanmôre 'n vraag. As inleiding dat ek hier opneem. Kan ek gou sien hoeveel hande in hierdie plek? Klim in jou kar met die planne van punt A na punt B te beweeg, maar jy beplan klaar wanneer jy by die huis is, ek gaan vandag 'n lekker fight op die pad hê. Maar jy fight op die pad. Maar jy het dit nie beplan nie. Jy sien die probleem is, ons klim in die kar, ons klim in ons voertuig. En jy het punt B in gedagte. Maar jy is nie voorberei op wat gebeur tussen punt A en punt B. Dis omdat jou gedagtes so op punt B gefokus is, dat jy glad nie voorbereiding tref vir wat hier tussen punt A en punt B kan gebeur. En omdat jy nie ingestel is om te hanteer wat tussen punt A en punt B gebeur nie, kom die onverwagte. En partykeer is dit 'n gedragspatroon wat homself herhaal. Hoeveel keer het ons al gevra na so 'n trigger, waarvoor het ek nou weer so opgetree? Weer so opgetree. Die meeste van die triggers is nooit 'n eenmalige gebeurtenis, maar 'n gedragspatroon wat hom oor en oor herhaal. Die antwoord van môre is, as kind van God, moet ek my gedagtes ingestel hê, dat wanneer ek my veilige hawe verlaat, tussen punt A en punt B, het ek geen beheer oor nie. Behalwe my eie gedrag. Ek het geen beheer oor hoe iemand anders gaan optree. Ek het geen beheer hoe die persoon by my werk gaan optree. Selfs as ek by punt B gearriveer het, ek is nou veilig hier deur hierdie horse. Ek het geglimlag, ek het gewaai, ek het veilig by punt B gearriveer. Maar by punt B, stap jy in. En ek gaan 'n kort getuienis bring, om punt A na punt B te verduidelik van triggerpunte. Klim in my kar, ek ry werk toe, ek is ingestel, vandag, Here, is 'n dag van
blydskap in Jesus. Dis 'n dag van vrede. Dis 'n dag van oorwinning. Dis 'n dag van in my siel het ek 'n beplanning, het ek ingestel dat vandag gaan ek sterker en meer groei as gister om nader te kom aan die plek van vrede in Christus. Want die Here sê kom my rus in. En hier ry ek. En ja, daar gebeur iets op die pad. Waarom dat ek reg is? Ek is ingestel. Beroof niks my van my vrede op pad werk nie. Maar toe by die werk kom, en dit is 'n ware verhaal, maar is 'n getuienis. Toe by die sekuriteitshek stop, ek was voorberei, ek het myself ingestel om niks wat op hierdie pad is, wat my trigger op die pad gaan my vandag trigger nie. Maar ek was nie reg vir die volgende trigger nie. My mind was ingestel om dit te oorwin, maar nie dit te oorwin nie. Want toe by die sekuriteitshek stop, staan die sekuriteitspersoneel lid by die hek. En die triggertjie in my maak dit persoonlik. Hierdie is op my gemak. En jy is fighting fit. Onmiddellik. Sekondes, jy is fighting fit. En ek ry met 'n kwaad. Ek het nou net van punt A na punt B te oorwin. Maar van punt B verder is ek in kwaad. En ek ry na my kantoor toe en ek is in my kantoor. Nou nie onthou, ek begin 9:30 in die aand te werk. 2:00 die oggend. Dis ek nog nie by my kwaad nie. Ek kook het op die minste. Ek het hierdie ding al weer gevat. Hoe hanteer ek hierdie goed? Hierdie situasie, hierdie ding in die land en die hoe hanteer jy dit? Hoe hanteer jy dit in die werksplek? Want jy kan nie dit wegvat nie, jy moet met dit saamleef. Hoe hanteer ek dit? En 2:00 die oggend terwyl ek uitstap om te gaan inspeksie doen, stap ek uit my kantoor uit en ek stap na my voertuig toe. Toe ek so aangestap kom na my voertuig toe, kom die persoon wat my kwaai aangekyk het, aangestap. Okay. Kom die persoon aangestap. Nou, wanneer het ek begin kwaad word? 9:30 al. So toe ek uitgestap kom en hier kom hierdie persoon aangestap, toe is ek fighting fit. En ek stap reguit op hierdie persoon af 2:00 die oggend. Daar's niks nie en my maat sê vir my klaar, there's no witnesses. Nou kan jy die handbrake los. En toe by hierdie persoon so kom. Want ek stap na die persoon toe, maar ek gaan nie om handgemeen te raak. Onthou 95% van ons vind ons met die mond was. So ek wil net my punt stel. Ek wil nie moeilik verstaan. Toe ek so by die persoon kom, so. Voor die eerste woord uit my mond uit, 'n hel uit aan die brand gesteek word. Want ons tong is mos 'n vuur wat die hel uit aan die brand gesteek word. Voor daai vonk uit die hel uit my tong val. En ek eerste woorde sê die persoon aan my toe. Kyk op. Thank God, Pastor, I see you this morning. Ken jy brandblusser? Fear no more. Ja, jy's my suster? Jy is 'n skynheilige geslag. Jy's my suster? Pastor, I was praying, God, what must I do? Who can I ask to pray with me? And God sent you to come and pray with me. And I said, sister, what do we pray about? She said, my child is busy dying. She's in ICU. There's no hope. She got a virus. She's busy dying. I don't even know if my child is going to see the sunlight tomorrow morning. Please, Pastor, would you pray with me? Toe ek haar hande vat
toe voel ek die krag van die Gees van God teenwoordig. God het jou nie nodig om op eers op die emosionele high te wees. God is God. Hy beweeg in omdat hy God is. In jou swakheid is hy die krag wat jou onthou. En toe ek haar hande vat, voel ek die salwing en voel die krag van die Gees van die Here teenwoordig. En ek bid saam met haar. En dit selfs die woorde wat ek in my mond het kon weet ek op daardie stadium kon net my verstand het nie. Dit borrel uit my gees uit. Die volgende aand toe werk toe ry. Toe is my gedagtes nie eers om te oorwin tussen punt A en punt B nie. Ek kan nie wag om by die einde van punt B die persoon te sien om te hoor nie. So my beplanning was nie eens meer hoe gaan ek nou punt A na punt B se trigger oorwin nie. Daar was 'n blydskap deur die Gees van die Here binne my gees gedeponeer wat nou my blydskap word wat my gedagtes wegvat van vlees af. Nie meer my probeer nie. Nie meer my werke nie. Maar die teenwoordigheid van God wat sy vuur binne in jou begin te brand. En toe by daardie sekuriteit sê ek stop. Want hulle roteer, maar dankie Here daar aan te sê nog by daardie hek. Kom sy met my omgestap. En sy sê my get out of the car, pastor. Ek klim met die kar en sy gryp my vas. Sy sê, God answered our prayers. The hospital notified me 10 past 2. The fever left my child. 10 past 2. The fever left my child. My child was released 9 o'clock this morning. The doctors can't explain it. They said, a miracle happened. The doctor said, sister, we can't explain. We don't believe, but there's no other explanation. A miracle happened in this hospital. Nou, is daar 'n vuur in my. Daai vuur vat my na die plek toe wat ek in my werksplek instap. Nou kan my vuur nie meer gecontain word nie. Nou stap ek sommer na die naaste pleeg wat ek sê, wat jy sê die testimony. God is good. En die volgende oomblik binne sekondes, dis die vuur binne in die kantoor. En in sekondes kan ek nie wag vir môre nie. 8 uur later het ek my vrou gaan vertel. Jy sien wanneer God se vuur die triggers kom ontlont. Nie jou probeerslag, nie so kundige pogings nie. Want ons kan sielkundig werk, hoe moet ek my triggers oorwin? Maar as die Gees van die Here jou vuur word, dan word daar iets wat jou dryf. Verby alles wat jou kwaad maak. Wat jou dryf verby al die omstandighede wat die wêreld op hierdie stadium, onthou laasweek se boodskap, hulle is besig om oorlog gereed maak teen die kind van God. Die oorlog bring jou nie meer van stryd nie, want jy is ingestel om sy stem te hoor en hom blydskap te verskaf. En dit bring my by die volgende skrifgedeelte. Triggers kan jy maak of breek. Kolossense 3 vers 8. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Ons moet dit aflê. 'n Onderwyser kom in die klas. Hy staan voor in die klas. Sy is vanmôre ingestel, sy het hierdie een visie. Ek het die hart van 'n onderwyser. Ek wil my kinders toerus om 'n suksesvolle groot menslewe te kan hê. Sy het letterlik haar afgesny van niks van negatief kan hom mee beïnvloed. Niks negatief. En sy staan voor in haar klas en sy deel met haar klas die les. En sy sê, blaai nou na bladsy soveel toe. Julle sal 'n prentjie daar sien wat julle moet inkleer. En skielik val hierdie seentjie langs die tafel en hy begin tantrupies gooi. Juffrou kyk die storie so.
Sy besluit, weet jy wat, ek is moe vir hierdie gaan ek hanteer. Nou vat ek hom na die skoolhoof toe. Of ja, die hoof toe. Sy los hom uit en sy tantrum gooi, ontwrig die hele klas. En toe hy nou klaar is, vat sy hom aan sy handjies, sy sê nou van ek en jy die skoolhoof. Dan gooi hy blikke. En hy skree so ver as aan die gang af. Maar die juffrou is vasbeslote, niks van hy vrees nie. By die Jeunkoof oorgegee, deur is toegemaak, sy is terug klas, sy gaan aan met die klas. Jy het nog gedink ek gaan praat oor die juffrou, hoe sy dit hanteer het? Nee. Ek wil oor Jannie praat. Jy sien, ek en jy staan op met 'n gedagte wat my happy maak. Wat my gelukkig maak. En in hierdie lewe stap ons met hierdie voorbedagte raad, hierdie premeditated mindset. What's making me happy? Nou kom ek in my premeditated kinderagtigheid. Bel koos my. Ek hou van breinbrood met 'n minslaagie op. Saam met 'n kondensmelk koffie. Vanmiddagete. Koos uit die goedheid van sy hart dink, "Joh, as nou middag etetyd kom ek bel Pastor Simon en nooi hom oor vir 'n broodjie." Nou kom ek daar, maar daar's nie breinbrood nie. En vandag is daar net Marmite. Het is gewone suiker in die koffie. En dan maak hy sy goedheid van sy hart, maak hy vir my 'n Marmite wit broodjie. En hy maak vir my 'n koppie koffie. Hy sê van ongelukkig kondensmelk is klaar, sê eeuw, pastoor, weet jy wat, ons gaan het vandag nie swart drink, ek sien nou die melk is ook klaar. Jy weet, die lippie wat so begin opskiet nie. Dis die teken van die begin van 'n tantrum. Ek gaan nou nie in sy huis tantrum gooi, my binnekant gooi ek 'n goeie tantrum. Ek sal nie wie hierdie huis se brood kom eet nie. Hy weet ek hou van breinbrood met mins op, dis my koffie. Nou, nooi my, dan moet ek hier na klomp verskonings kom luister, nie, die mins is gisterand klaar, en die ongeluk is dan nie meer breinbrood nie, en hierdie wit brood gaan my soeibrand gee, en hierdie swart koffie. Wie wat sien ek mis in die hele verhaal? Sy hart. Wat my hart is nie reg. Die kind wat tantrum gooi, verstaan nie die onderwysers se hart nie. En baie keer in hierdie lewe gooi ons lewens, ek gaan nie die Afrikaanse woord gebruik nie. En julle wat weet, kan begin te lag, kom nie die Afrikaanse woord vir tantrum gaan gebruik in die kerk. So bly by tantrum. Nou gooi ons lewens tantrums. Omdat ons dink die hele wêreld het sy nes in vir my. Terwyl nie almal daar buitekant staan vanmôre op met jou in sy gedagtes en nagedagtes. Kom ek sê vir wie was die werklikheid van die lewe? Elke mens is so ingestel op hulle eie lewensplanne vir die dag, dat jy occupy nie hulle gedagtes die hele tyd nie. Weet jy wanneer beweeg jy in iemand se gedagtewêreld in? Wanneer sy sintuie, sy oë jou sien. So, vat daar die oomblik af wat jou hart ingestel is vandag, gaan ek die mooi in die lewe raak sien. In steede van dit wat ek wil hê, begin ek om hierdie skrifgedeelte, maar nou moet jy ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandalik dalk uit jou mond uit. Met ander woorde, alles wat my kwaad maak, alles wat my eie hart se ingesteldheid is, moet ek van ontslae raak, sodat ek iemand anders se hart in die proses kan raak sien. Maak dit vir julle sin vanmôre as ek dit met julle deel. Ons ingesteldheid moet wees. Wanneer ek vanmôre opstaan, moet ek, as my vrou die oudspa brand,
nie met hierdie woorde gaan, weet jy kan nog niks maak sonder om dit te brand. Ek moet die hart sien hoe sy vroegoggend opgestaan het terwyl ek nog in die bed gelê het en besluit het vandag wil ek my man met ontbyt in die bed verras. Soos my ingesteldheid die hart verstaan agter dit wat gebeur het voordat die uitgebrand het. Dan is ek ingestel op dankbaarheid. Weet jy wat sê dankbaarheid? Ag, daar is 'n kindervrou. Kom ons eet huis. Kan ek ons 'n tuisbroodjie maak? Maak jy lank vir sy koffie. Jy het klaar die koffie is in die perkleer is daar. Kom ek maak vir ons 'n tuisbroodjie. Dankie dat jy opgestaan het. Dankie vir die mooi om ontbyt vir my te maak. Moenie dink ek het dit nie raak gesien nie. Ek waardeer dit. Jy sien ons al hierdie kwaad uithaal wat ons trigger. Al hierdie woede uitbarstings, al hierdie beledigings. En ons fokus meer om soos Jesus met mekaar te praat. Om die hart te sien om nie wat iets doen. Oké, pastoor, hoor jy? Maar wat van as iemand se hart ingestel is om my leed aan te doen? Gee my dan die reg om te trigger? Nee. Omdat jy met soveel liefde ingestel is. Nou vat jou gedagtes jou na 'n volgende plek. Weet wat is die volgende plek? Ek hoor een keer in 'n film 10 jaar terug, 15 jaar terug. Jy sal nou weet van wat ek bedoel. Hoor ek dit een keer en dit kom lê in my gemoed en dit onthou ek vir die res van my lewe en dit maak my ingestel het. Kyk eendag na 'n film. En hierdie woord word in die film gesê. Seer kinders word seer groot mense, maak seer kinders. Seer kinders word seer groot mense, maak seer kinders. Baie keer is 'n pa se optrede teenoor sy kind, of teenoor 'n volgende persoon, of 'n ma, iets wat in hulle gedagtes vir hulle 'n werklikheid kom word toe hulle kind was. En 10.000 goeie goed kan daarna gebeur. Hulle hou vas aan die een ding wat negatief is om vir die res van hulle lewe die ander persoon daarmee te slaan. En elke keer wat ek in my persoon se teenwoordigheid inbeweeg, trek my verstand terug na daai een insident wat 20, 30, 40, 50 jaar terug gebeur het. En ek tree teenoor daai persoon op asof daai oomblik nou is. En nou moet ek verstaan hierdie trigger is lewendig in hierdie persoon. Ek kan nie toelaat dat die trigger my in 'n trigger hou nie. Soos ek 40 jaar terug iets verkeerd gedoen het, omdat ek ook mens is, maar ek het intussen 40 jaar al het ontgroei, ek is 'n ander mens vandag. En iemand sien my nog as die mens wat ek 40 jaar terug gesê het of gedoen het. En daai persoon val my aan met daai ingesteldheid, asof ek daai persoon is. En baie keer was jy dalk nie as daai persoon nie, maar die interpretasie het jou gemaak asof jy daai persoon was. Nou kom die trigger in die ander persoon, wat die tantrum gooi. En jy moet een wees wat sê, I don't gonna entertain this. Ek vat hierdie tantrum na die skoolhoof toe. Dan maak ek die deur toe, dan gaan ek klas toe. Wie is die skoolhoof? Vat dit na Jesus toe. Here, ek kan hierdie persoon nie oortuig nie. Sy siening, haar siening van my is in konkreet marmer uitgekap. Niks wat ek sê gaan hierdie persoon ooit laat anders te dink oor my nie. Ek los dit by Jesus se voete. Here, werk U asseblief met hierdie persoon. Want ek gaan nie toelaat dat hierdie trigger wat hierdie persoon aan vashou, my alkeen na plek te vat van totaal en al verwoes voel, totaal en al gebreek voel. Ek gaan dit nie toelaat nie. Ek gaan dit net nie toelaat nie.
En dan kom 'n mens by die plek dat 'n mens kan sê, ek staan in Christus meer as oorwinnaar. Want ek het hierdie toorn, hierdie woede, hierdie boosheid, hierdie las, hierdie skandelike taal in my hart het verwyder. Triggers kan jou maak of breek. Spreuke 15 vers 1. 'n sagte woord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opvlam. 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opvlam. 'n krenkende woord. Vat my nou dit wat ek nou net met julle oor gepraat het. 'n kind. Dit is nie interessant. Almal van ons wat hier sit, wat nie meer kinders is nie, was ook op 'n stadium 'n kind. En is dit nie interessant dat ons onthou van die miljoene woorde wat my ma of my pa met my praat het, onthou ons niks van die mooi nie, ons onthou net die een belering. Ons onthou daai gedeelte, jy is useless. Jy is 'n niks. Jy kan nooit iets in die lewe word nie. Ek kom lê in my verstand en ek word, ek kry kleintjies. Word 'n magtige boom met vrugte dra. Maar al die kere wat jy pa vir jou gesê het, joh, dankie dat jy my kom help het. Dankie dat jy dit gedoen het, die joy het. Jy het nooit gaan wen nie. En dan moet ons self ons die vraag vra. As ons net iets negatiefs van iemand anders onthou, en daai negativiteit is my trigger, elke keer as my persoon te doen kry, wat my gaan trigger om op te tree, soos wat ek optree, dan moet ek myself die vraag vra, is dit regverdig dat ek net daai een dingetjie onthou? Terwyl daar soveel goeie dinge ook gesê was, en soveel goeie dinge ook gedoen was. Want 'n krenkende woord breek 'n siel. Maar 'n opbouende woord bring genesing. So wat se antwoord nou is daar 'n krenkende woord in jou binneste lê. En jy onthou daai seer wat die persoon aan jou gedoen het. En dit is jou trigger elke keer. As een antwoord, nie een antwoord alleen. Vat die foon, maak 'n afspraak, koffieafspraak, en sê vir die persoon vandag gaan ons mekaar vryspreek. Ek weier om 'n dag langer met hierdie krenkende gedagte binne my, in my te loop. En dan praat ek nie van mense wat nie verander het, en nie oop is om jou vergifnis saam met jou te deel, en saam vry te spreek nie. Want al wat gaan gebeur, as ek die foon optel, en ek bel my neefie Ricardo, kom ons sê, ons het onder ons as kinders gehad. En vir jare lank as ek Ricardo sien, onthou ek net hierdie vernederende woorde, omdat ek die tennisbal nie kon geslaan en raakslaan en het my gesê, weet jy wat, gaan sit by die huis, jy gaan nooit 'n tennisspeler word, los het vir die pros. En vir die res van my lewe is ek kwaad vir Ricardo, omdat hy dit vir my gesê het. As ek Ricardo sien, dan sien ek iemand wat meer superior as ek is, ek voel so mekaar. Vat die foon, Ricardo, jy mag dit dalk nie onthou, maar hierdie is 'n trigger in my, ek moet dit kom regmaak. Want dan is ek koffie afspraak. Omdat ek weet sy hart is oop. Hy weet nie eens van die trigger wat ek in my ronddra wat my trigger is ek by hom kom. Nou kan ek met die koffie afspraak sê, en vir ons hoor hier, Ricardo. Nou bring jou gou terug na getuienis toe. Ek kry 'n oproep. Hallo Simon, onthou jy vir Johan dit toe? Sien jy nie Johan, ek onthou glad nie. Johan dit toe van Venterberg, yes! 35 jaar later. Sê jou Johan, hoe gaan het met jou? As ek lê in Garden Clinic, ek het leukemie, ek is stage 4, ek is terminaal, ek is besig om te sterf. Kan ek jou nie sien nie, asseblief? Ek sê, Johan, ja, natuurlijk, maat. Ek sê nou, hoe het jou gedagtes opgeroep, jy my gedink het 35 jaar later, dit was my beste pil, en staan 5, en ek is nou al jare die.
Om die waarheid te sê, jaar nadat ek met Johan begin vriende word, het met paar ander werk gekry en ons het weggetrek. Hy sê, ek lê in hierdie bed. Ek is besig om te sterf. Ek sê vir God, wys my enigiemand wat iets teen my het, of wat ek iets teen het, laat ek met hulle regmaak, asseblief, ek mag nie sterf, want ek nie regmaak het nie. Hy sê, iets kom in my gedagte op, en ek wil asseblief hier na my toe kom, want ek wil jou vergifnis vra. 'n trigger leef in iemand anders, jy het dit al vergeet. 'n battle is in iemand anders, jy het al vergeet. En ons ry deur Garden Kliniek toe. Ons kom daar. Hier sit Johan in 'n lazy boy met 'n skaapvel uitgeteer. As pastoor het ek baie keer die dood gesien, wanneer iemand se oë begin te sak in hulle kaste. En hy staan daar by Johan, en ek sê, yes Johan, maar ek wil meer huil, ek wil meer, dat ek hierdie wel vir my 35 jaar later so sien. Fras boerseun, uitgeteer. Ek sê, yes Johan. Hy sê, wil jy my nie net vergeef nie, asseblief? Ek sê, waarvoor moet ek jou vergeef, joh? Hy sê, omdat ek jy met 'n passer in jou boot gegooi het, soos dat het vuil was. Ja, ek het ook gevoel belag. Ek kon het nie onthou nie. Maar vir hom was dit van so 'n kardinaal in sy gedagtes, net dat dit voor God vergewe moet word voordat hy sterf. Iemand anders se trigger is nie jou trigger nie. Iemand anders se battle is nie jou battle. Ek sê, Johan, ek kan dit nie onthou nie, sê, maar ek kan dit onthou wat gister is. Sê nie die vergeef my, asseblief. Ek sê, Johan, ek vergeef jou. Ek sê, dankie Here, nog iemand wat ek my vergeef het. Ek is reg, Here, as jy my moet kom haal. En ek kan die atmosfeer in die vertrek nie hanteer om hierdie maat vir my so te sien. En ek sê vir Elise, ek wil loop. Ek wil nie meer wees nie. En ek loop deur toe. En toe by die deur kom, toe sit hy so vers as daar waar die preekstoel is, sit hy nog in die lazy boy. En hy sê vir my, Simon, ga jy net vir my al gebedjie doen voor ek hier loop? Voel skuldig en ek draai hom en ek stap op toe. En toe kom vat. Dus Jesus in die vertrek. Dus Jesus in die vertrek. En ek voel die krag van God in my hart. Ek voel hardloop soos elektrisiteit deur my. My vrou se getuie, sy was by. Dis die Saterdag. Die Maandag doen hulle bloedtoetse. He said, meneer, they told you something happened, you got no more cancer in you. There's no more leukemia in you. En daardie oomblik word 'n trigger uitgekanselleer, maar God stap in die vertrek en hy maak 'n genesing. Want hy sien die hart van die persoon wat verlang om vergifnis te ontdek en te beleef, en Jesus besluit, ek gee jou groter vergifnis gee, wat almal vir jou gee, ek gee vir jou genesing. Die grootste genesing van triggers wat ek jy vandag in hierdie gebou kan ontvang, is genesing van Jesus Christus wat my gemoed kom genees. Elke trigger kom genees, nie so kundige raad nie so kundige inspraak wat vanmôre vir my kom laat beter voel, en nou het ek skrif, nou kan ek by daai deur uitstap en ek kan daai skrif in my lewe gaan toepas. Daai oomblik wanneer Jesus vir jou sê, ek mag jou los van hierdie tronk af. I came to set the captives. Triggers kan jy maak of breek. Efesiërs 4:26 word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle dood. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle dood. Right, jy nou gery. Ons nou weer terug by die padtrigger. Hy wat is net nou al oorwin het. Hey, pastoor, ons het klaar oorwin, hy is al agter die rug. Nee. Jy ry en jy trigger.
Jy's kwaad. Wie wat is die oplossing vir dit? Soos jy ry, begin dit te veg. Here, ek weier hierdie kwaad in my. Here, ek vra nie net dat U die kwaad sal wegvat nie. Ek vra dat U my sal genees innerlik. U moet my kom genees, Here, ek verlang genesing dat ek nie weer so optree. En voor die son sak, het jy die volgende reeds gedoen. Jy was al op jou knie by die huis en jy sê, Here, ek wil vandag daai man sien. Ek wil hom nie net sien, ek wil sy vrou sien, ek wil sy kinders sien. En Here, terwyl ek sal hom, sy vrou, sy kinders sien, wil ek sommer sy familie ook sien. Terwyl ek sy familie sien, Here, wil ek sommer sy werksmense ook sien. Here, kom sien alles en almal waarmee hy kontak maak, dat hulle die liefde van Jesus oor hulle voel, soos 'n warm sonstraal vloei. Here, kom raak hulle om met die liefde. Want dis my verlange waarmee ek wil gaan slaap vanaand. Ek wil nie vanaand gaan slaap met 'n gedagte, ek het vandag nie meer verloor nie. Ek wil met hierdie gedagte aan die slaap raak vanaand, ek het hulle kom sien. Maar nie verbaas as jy die volgende gedagtes begin te koester. Here, stuur tog nou net iemand vandag voor my in wat bietjie onverskillig ry, maar net iemand sien vandag asseblief weer. Stop ek hier, ek stop. Hier stop, die wys. Mense is nie bly as jy vir hulle so moet eers ry nie. En die gebare taal en die vreemde tale. As die persoon ry en sê, Here, dankie. Ek seën hulle wat my gevloek het vandag op die pad. Want Here, U woord sê, seën hulle wat jy vloek. Here, ek seën hulle. Maar dis nie 'n kinderagtige seëning nie. Dis nie 'n ligsinnigheid nie. Jou hart begin verlang om mense te seën. Weet jy hoekom? Want jy verlang om daai gevoel in jou hart vanaand te gaan slaap voor die son sak. En dan kry jy later dat jou vrou ry langs jou in die kar en iets gebeur op die pad. Dan hoor jy sy maak so. Vra jy van, wat het ek nou weer gemis? Jy het dit gesien nie, hè? 10 minute later. Wat het ek nou weer gemis? Het jy dit nie gesien? Die Here maak jou blind. Vir dit wat jou kom trigger, wie jy ook om. Want dat innerlik genesing plaasvind. Nou sien jy dit nie meer raak nie. En wie, wat is die mooi van dit? Jy kyk later terug na die goed wat jou getrigger het, en dink jy, het sulke simpel klein goedjies my so kwaad gemaak. Ek kan nie glo dat ek vir dit so kwaad geword het nie. Maar kom ek sê vir jy, jy daai trigger gehad het, was dit nie maar net vir so 'n klein dingetjie nie, dit was vir jou 'n trigger gewees. Tot Jesus dit kom genees. Tot Jesus dit kom genees. Triggers kan jou maak of breek. Jakobus, een vers, so na my geliefdes broers, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om te oornig te word. Gou om te hoor, luister vandag. Kou aan die woorde. Moenie vinnig antwoord nie. Dink oor wat jy gehoor het. Stel jou in die skoene van die persoon wat dit gesê het. Dink aan wat is die agtergrond, hoekom het hulle dit gesê? En ek wil hierdie preek nie onnodig uitreik, maar ek voel ons gesels lekker vanmôre. Ek het 'n swakheid. En sy het 'n swakheid. My swakheid, ek kan nie kous optel. En 'n paar ander goed. Wat ek nie vanmôre in die kerk gaan sê. Ek kry dit net nie opgetel. Hierdie was vir mytjie. Hier het dit. Moenie my vra kry ek dit reg. Ek kry dit net reg. En dit is nie asof ek nou voel, sy sal dit nie was vir my gooi nie. As ek my kry, dan lê dit daar. En dan
kom sy met woorde, wat nie so aangenaam is nie, oor die wat daar lê. En dan trigger dit iets in my, wat haar wil vertel hoe sleg en hoe swak is sy. Nee, ek moet nie in ons gemoed wees om mekaar terug te slaan nie. Sit eerder, en sê, weet jy wat, kan ek jy tot 'n gevolgtrekking kom, want ek doen dit nie om menswillig nie, ek doen dit nie opsetlik nie. Dis iets in my gedragspatroon, maar dit daar kom lê. Ek weet nie hoekom lê dit daar nie, want ek is seker ek het dit daar gesê, maar nou weet ek nie. Hierdie goed klop self uit. En sy het die manier om die ouds aan te brand. Want, terwyl die ouds wees om gaar te word, dan onthou sy, daar was iets wat sy gou op WhatsApp nou gelees het. En dan, wanneer daar is, dan onthou sy die volgende WhatsApp. En dan, te laat. Nou kan jy by die punt kom sê, as jy my gaan help met hierdie swakheid, dan maak ek vanaf die ouds. Kompromissie. Dis hande vat. Wie wat 20 jaar later, wat jy vrede in jou huis, en maak jy die lekkerste uit, jy gooi nou kaneel en jy gooi nou heuning daarin, jy bederf nou al jou vrou met die heuning, en die goed wat in die oudjes, jy vergeet dat dit aanvanklik hoe die beginner het jy die oudjes begin maak het. Sy kom tralalalala, daar gaan sy. 20 jaar later, nee, vergeet sy wat sy argumente dit veroorsaak, dis nou al deel van die koers, daar gaan ons. As sekere goed wat binne jou 'n gedragspatroon gevorm het, wat jy nie gaan verander nie. Hoor wat ek sê, jy gaan hom nie verander nie. Ek het ook getraai. So ek het dit klim. Weet ek moet seker maak hy goed lê, nie langs die mandjie nie. Ek kry dit reg vir 1 week. Maandag. Het nou hele week nou reg kom, wat gaan nou vandag nou weer? Jy voel so, jy voel moeg man, jy voel, jy moet slakker, ek het hom so mooi gepas, vir 7 dae, nou maak jy weer die 8ste dag. Jy gaan hom nie reg, jy gaan hom nie. Hy kan 'n vaste proppie gaan net nie op die buisie pas nie. Daai seep gaan nie in die ratjie droog lê, hy gaan daar weg. Daai melkkarton gaan leeg in die yskas bly. Die brood gaan net nie in die blik wees nie. Die laaste bietjie konfyt gaan vir jou gelos word om met 'n mes uit te krap en dan moet jy die ander borreltjie gaan koop. Daar is sekere dinge in jou huis wat net nie gaan verander nie. En jy kan maak dat dit jou trigger word om vir die res van jou lewe oor sulke goed te fight totdat jou huwelik opgebreek het. Of jy kan besluit, ek is hier om my maat se swakheid aan te val en sy is hier om my swakheid aan te val. En nou, soos 'n geheel. En ons verstoor in mekaar nie. Triggers kan jy maak opbreek. En ek sluit af met hierdie Here. Terwyl spanne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Terwyl ons alle planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Right. Waar stap jy by hierdie winkel in? Hulle het eers al so 'n advertensie, ek gaan nou nie name van die plek noem nie, maar jy gaan dadelik, are you in the mood? In the mood. Ai, nou is die besigheidsenaam gaan met dit. Nou kom jy daar by daai winkel. Jy besluit, right? Ek het 'n nuwe komputerskerm nodig.
Jy sê vir die verkoopspersoon, I'm looking for a small digital HD screen for my computer. Wie wat doen hy vir salespersoon? Hy vat jou reguit verby al die skerpies en vertoon na hierdie. En dan dink jy vir jouself, wat is hierdie ou se probleem? Het ek hom gesê ek kom my TV koop of het ek gesê kom 'n nuwe komputerskerm koop? Dan kyk jy na hierdie groot HD ding. Met sy 7.2 Dolby surround sound speakers. En jy kyk. En hy vertel vir jou van hoe het hierdie ding se tegnologie geadvance. En jy kyk na die prentjie, voel amper asof hierdie ou daar op die kanoe sy rug kan krap. En voor jy kry het jou kredietkaart uitgehaal. Jy betaal. En nou lewer hom af. Wil hom nog af jou installeer ook. Dan kyk jy, nou waar gaan hierdie ding pas? Ek is 'n muur vir hierdie ding nie. En ek het nie eens aan die bure gedink nie, met daai surround sound. Wat gaan hulle dink as ek hom so 'n bietjie kilie? En as jy kwaad vir die salespersoon. En nou is jy getrigger. Jy is so kwaad. Ek het geweet, moet nie na daai plek toe gaan nie. Ek het geweet, moet nie daar ook vra om my te help. Maar nou sit met hierdie, nou kom jy rekening. Jou nuwe kredietkaart paymentjie. Nadat jy besluit het, ek gaan die kredietkaart nou nie weer gebruik nie, want ek gaan hom nou doodmaak. Nooit weer gebruik nie. Skerp in sit, knip. Maar jy het toe vergeet om hom uit te haal om te knip, en toe jy nou met hom nou opgedag en nou sit jy met hierdie trigger. En dis ook die woord van God sê, ek moet elke gedagte gevangen neem. En hoe neem ek 'n gedagte gevangen? Ek moet by myself kan sê, wat is my swakheid? In ons huis het ek 'n swakheid. Wie weet is my swakheid? Koos. Nie behalwe na die klere. Ek het 'n swakheid. Jy ook al alleen as jy koop gevriesde goed nie, daar is nie plek in die vries, maar jy ek die sien. Ek het beplanning gedoen, maar jy weet jy het nie beplanning gedoen. Jy het op impuls al wat 'n spesiaal is gesien. En jy is net 2, maar daar's kos vir 80. So video oorwin jy jou swakheid. Alle eerlikheid, jy gaan vanaf die groceries koop. Ek loop net agterna, my handjies, ek dink mense, ek moet dalk kabelties aanvat. Dan loop jy en jy fokus dat vroulik maar die groceries doen. Jy brand, kyk niemand, 'n shopaholic is 'n snaakse ding. Maar jy bly stil. En dit gebeur toe, Jenny in my huis het ons dit so doen. Dan sien ek die ding. Dan hou ek van die ding. Die rympie sal jy nie doormaak. Maar ek het ook geleer om daai rympie te gehoorsaam. Is it a necessity or is it a luxury? Nee, it's a luxury. Is dit noodsaaklik of is dit sommer net iets wat nice genoem te hê? En so leer ek die trigger van om impulsief te koop. Net omdat dit mooi is. Omdat ek die woorde wat ek andersins nie so geëer het nie, begin te eer. En so moet elkeen van julle dit by die punt bring dat ek self moet besluit, wil ek bly waar ek is, of wil ek vrykom? Kom ek vat hierdie hele boodskap in die net opsaam. Niemand gaan jou triggers vir jou wen nie. Jy moet hulle self wen. En die enigste manier hoe jy die meeste van jou triggers gaan wen, is om voor die Here te gaan en te sê, Here, help my. Maar nou
wil vir jou beide sê. Dit help nie, ek kom vanaand op ek nie, ek sê, Here, help my met hierdie sokkie, Here, help my. Maar in my kop hier agter spin ek al klaar 'n plan, gaan ek die volgende doen. Want jou verstand is 'n geweldige sterkte. Jy bid nog oor 'n saak, nee, en as jou mind die woord hoor, dan sê hy al klaar besig om plannetjies te maak hier agter. Jy vra vir die Here om jou te help om een ding te oorwin, dan is jou mind al klaar besig om aan daai ding te dink. So hoe oorwin ek dit? Deur te sê, Here, ek weier dat hierdie ding verder oor my heers. In die naam van Jesus Christus sal ek oor hierdie saak heers en sal ek aan God glorie bring van die oorwinning wat ek oor hierdie saak het. Nou praat ons nie van sonde nie. Ons is so gefokus om sonde te oorwin, maar wat is dit wat jou die meeste ongelukkig maak? Sonde? Nee, jou swakheid van jou triggers. Ek gaan nou nie meer vloek nie, ek gaan nou nie meer loop nie, ek gaan nie meer dans nie. En weet wat? Meeste van die geval het ek in my bediening gesien. Noem mense al die goed wat hulle nie meer battle het nie. Die tannie by die hardste in die gemeente is kinder. Sal sê ek rook nie, drink nie, dans nie, ek vloek nie baie nie, so maar nie meer so baie nie. Maar sy steek doelbewus die woordjies kinder. En dit is miskien sê die hele gemeente met ons kinderry mekaar. Of die persoon wat afkyk op iemand anders wat arm is. Sal sê, pastoor, ek het by die Here regmaak, ek gee nou my volle 10. En ek sal vir die welsynskas genoeg kos gee as hulle nodig het. En ek sal, as daar klere in my kas wat oorbodig is, sal ek gee. Die pastoor sien hierdie goeie en die mooi raak. Mien dan loop hierdie persoon met 'n wrok teen arme mense wat niks het nie. Ek sê, gaan na die bron toe wat jou swakheid is waarmee die meeste vat. En tackle hom. Jy gaan nie God beïndruk deur die pastoor te beïndruk nie. Vader ken jou hart. Weet jy wat beteken die skrifgedeelte, Vader ken jou hart en is 'n beproewer van jou niere? Wat doen jou hart en jou liggaam? Dis hoe suiwer jy is, hoe opreg jy is. Wat so werk in jou niere? Maak skoon. So as die woord sê, Vader ken jou hart en beproef van jou niere, dan sê hy, ek ken hoe opreg is jy met jou besluite, maar ek kyk ook na jou heiligmaking waarmee jy dit doen. Hoe streef jy heiligmaking na om alle areas te oorwin? Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die woord wat vanmôre as teaching op ons ore kon kom lê. Dat ons môre kan uitstap en kan sê ons het ontvang en dinge het vir ons oopgegaan. En daarom bid ek vanmôre saam dat dit nie net lokker sal wees nie, maar remel sal word wat 'n kragtige deel van hulle lewe word wat hulle leef daar buitekant en waarmee hulle met blydskap kan teruggetuig na U ore toe. Vader, dankie ek het hierdie area oorwin. Dankie ek het hier oorwin. En die blydskap wat in daai vurigheid dan plaasvind, is 'n vuur wat hulle gaan dryf om meer kragtig in U te groei en saam met U 'n lewensverhoudingspad te kan stap. Dis my gebed vanmôre en dankbaarheid. Amen. Amen.